Hy is ons eie Afrikaanse Simpson, maar sy krag lê gelukkig nie in sy hare opgesluit nie. Sy repertoire sluit in om lorries te sleep, sementballe te dra en gewig te optel wat 'n hele spannetjie man sal laat sweet. Tot dusver spog hy met groot oorwinnings in Afrika, Siberië en Holland. Ons het gaan oefen. Hy ontdek eers op 20-jarige ouderdom dat hy buitengewoon sterk is. Jare voor die sterkman-kompetisies was hierdie Appington man ook 'n losvoorspeler wat vir die Cheetahs uitgedraf het. Serena, jy het groot geword in Appington. Kan jy my 'n bietjie vertel van jou grootwordjare? Ja, baie warm om te begin. Ja. Maar ja, Appington is 'n lekker plek. Ek sal nie verruil vir enige plek om iewers anders groot te word nie. Het jy altyd geweet jy is sterk? Nee. Dit het eintlik op universiteit toe ek dink ek het bietjie later ontwikkel as ander mense, altyd bietjie maarder, lengte gehad, maar maarder gewees. Rugby is eintlik maar wat ek wou gedoen het in my lewe, altyd. Universiteit toe gegaan, rugby gespeel en toe ek klaar geswat is, het ek net besef, okay, maar ek dink nie rugby is die pad vir my vorentoe nie. Maar ja, goeie jare gehad, Kruiwenwyk gespeel, junior Currie Cup Vrystaat, 3 jaar by COT waar die kaptein gewees. So toe ek klaar ophou rugby speel het ek dadelik begin werk. Ek het vir 4 jaar begin werk en iets het net vir my gesê ek kort 'n kompeterende sport in my lewe. Maar jy het elektriese ingenieurswese geswat, korrek? Korrek, ja. Daar is nogal selfs breinkrag. Ja, breinkrag en spierkrag. Jy's kragtig. Ja. Watter oomblik het jy besef, hoorie, ek is nou sterker as al hierdie ander ouens? Ek dink dit was op universiteit toe ek met nie te veel oefening het, kon ek 200 bench en dit was vir my okay. Ja, hier is iets. 200 kilogram. Ja. Dis groter as 2 mense saam. Hang af waar in die land jy gaan soek, in die Vrystaat nie. Ek het Sterkman van kleins af altyd gesien op TV. Daar's 'n kuierfees in Appington waar daar altyd Gerard Badenhorst wat groot legende in Sterkman is, altyd 'n show daar gehou wat ek gekyk het saam met my pa op Saterdag. So ek dink daardie saadjie begin geplant gewees in my. En jou heel eerste Sterkman kompetisie? Ja, so dit was Arnold Classic Africa, Arnold Classic verlede jaar en dit het ek gewen. Toe het ek al so 3 maande strongman gedoen. Net so, 3 maande? Ja. Hoe het jy dit reg gekry? Ek dink genetika is 'n baie groot voordeel vir my. 'n Lekker sterk boerseun. Dit is presies en ek dink dis my voordeel. Benewens sy oorwinning as Afrika kampioen, het hy ook onlangs die wêreld se Strongman Champions League gewen. En by verskeie kompetisies in verskillende lande uitgeblink. Daar's verskillende kompetisies, so ons het tuis of plaaslik in Suid-Afrika, het ons Suid-Afrika se sterkste man, Afrika se sterkste man en dan betree nou die internasionale wêreld waar daar verskillende ligas is. Maar kompetisie is gewoonlik 5 of 6 events. Dit is enigiets van Atlas Stones, daai groot balle wat ons optel, iets oor jou kop stoot. So dis baie verskillende goeters wat hulle probeer in dit inbring om uit te vind wie is werklik die sterkste man. Phenomenal. En dan elke event tel punte en dan op die einde van 'n kompetisie wie die meeste punte bymekaar gemaak. Dit is daai trokke trek. Trokke trek, dis een van my gunsteling goed om te doen is om 'n trok te trek. Kyk, jy is 1.91 meter lank. Ek gaan nou nie sê hoeveel jy weeg nie. Jy kan dit sê. Maar in die kompetisie is jy eintlik van die kleiner oudjies. Dis waar, ja. In Suid-Afrika nie so seer nie, maar nou wat ek begin internasionaal deel, dit ek voel nou hoe voel 'n skramhaal van 'n rugby span. Daar's monsters wat hierdie sport doen. So jy is die sterkste man basically op die kontinent. Ja. Ek gaan nie met jou skoor soek nie. Ek gaan jou bel as daar iemand met my skoor soek. Ja. Dis 'n goeie ene. Die sterkman kompetisies is helaas nie al waarop hy sy aandag vestig nie. Tussen sy daaglikse loopbaan as elektriese ingenieur en sy oefening saans, wag sy groot morele ondersteuningsbron en verloofde, Monja Foster, by die huis vir hom. Hoe het julle ontmoet? Eerste jaar universiteit, ek het gaan kyk hoe 'n vriend van my na 'n ander girl gaan kyk hoe sy hokkie speel en toevallig was Monja in dieselfde span. So toe jy hom ontmoet het, was hy nog nie 'n sterk man nie? Nee, hy was nog nie. Ek het aan die begin bietjie gesukkel om te verstaan as hy praat want hy kom van die Noord-Kaap af en hulle praat maar bietjie snaaks in die Noord-Kaap. En nou? Nou verstaan ek hom. Nou begin ek ook al meer soos hy gesels. En hoe lank is julle nou saam? Jo, dit is nou al 9 jaar. Sy is ook die rede hoekom jy jouself hier so in die noorde bevind. Ja, so ek het altyd gedink ek sal nooit in Gauteng eindig nie. In Bloemfontein geswaat, daar begin werk en toe kom sy hiernatoe vir werk en
Na 2 maande weg van mekaar af het ek begin kyk wat se geleenthede kan ek kry om hiernatoe te kom. En julle albei bly nou in Gauteng. Ja, So, wanneer is die troue? die 15de Maart. Jy is seker baie trots op sy vordering in hierdie sport. Ek dink hy is amazing in wat hy doen. Hy is so nederig. Alles wat na hom toe kom, verdien hy. Hy werk regtig hard en vir my is dit die lekkerste ding ooit om hom te ondersteun en om by te staan deur elke kompetisie. Ek sê altyd vir haar op 'n donderdag aand as ek moeg is en ek moet gaan oefen, ek kom terug en sy het kos gemaak en die huis is reg en sy ondersteun my. Dis regtig waar ek voel sy is invested ook in hierdie ding saam met my. En sy maak al die kos. Ja, naweke maak ek 1 of 2 keer. Braai tel nie. Okay, dan maak sy al die kos. Tydens die kompetisies, dis nogal angswekkend, nee. Ek en Reino is nogal heel gelowig. So ons het een Sondag in die kerk gesit en die dominee het iets gesê wat by ons gebly het. Jy moet bid en jy moet spit. So ek bid en Reino spit gedurende kompetisies. Ek bid Met jou oë regdeur. oop. Met my oë oop, partykeer bid ek hard, hang af hoe ver Reino is in sy punte. Ek onthou in Turkye het ek sommer hardop begin bid na sy finale event. Reino mik om daagliks 6000 kalorieë in te neem, waarvan die oorgrootste meerderheid uit rooi vleis en eiers bestaan. As meeste mense dink, jy kan so baie eet soos wat jy wil, dan raak mens opgewonde. Maar dit is nie so maklik nie, nee. Dis harde werk. Dis baie keer harder as die oefening self. Regtig. Hoe so? Daar kom 'n stadium wat jy bietjie moet force feed. As jy hard geoefen het, jy's nie honger nie, dan weet jy moet 3 kalorieë in jou lyf sit en dit is nie lekker nie. Dis soos as jy klein is en jou ouers forceer jou by 'n tannie wat nie lekker kos maak en jy moet die kos opeet. Dis baie daai gevoel wat jy kry. Tannie wat jy lekker kos maak hier. Ek maak baie lekker kos, dankie. So Reino is vol fimies. So ek moet elke keer kreatiewe maniere kry om vir hom groente in te kry. Want dit voel vir my as hy kalorieë moet inneem, moet dit daarom gesonde kalorieë wees. So hoeveel kalorieë neem jy dan in op 'n dag? My mikpunt is 6400. So hier teen oggend 10:00 het ek klaar soveel ingeneem soos 'n normale mens in sy hele dag. Praat van kompetisie, ek hoor vet is baie belangrik. Ja. Vet op jou liggaam, dit is die van die goed wat ons doen is 'n baie vreemde beweging. Soos byvoorbeeld ek sal met jou gewig hier kan neersit. As jy niks het om dit op neer te sit, jy gaan dit baie seer wees en jy gaan dit nie kan fisies doen nie. En dan ook baie keer soos met 'n trok wat jy trek, daai bietjie ekstra gewig wat jy nie in spiere gaan kry nie, dit help ook. Ja, want jy kan nou nie in lengte nog groei nie. Jy moet nou Dis sterk korrek. word in die wyte. Dis korrek. So jy is so besig, voltyds werk en dan is jy nog die beste in Afrika en sterk man. Wat doen jy om te ontspan? Ja, so sterkman het basies my lewe oorgevat. Tussen oefen en werk is al nie baie tyd nie, maar as daar tyd is, ek hou van in die natuur kom. Ek en my verloofde gaan uit na wildparke toe soveel as moontlik. As die winter kom, wil ek gaan jag. So soveel as moontlik goed net om uit die stad uit te kom. En enigiets by die huis? Rugby kyk, braai, dis maar die groot goed. Wat is jou groot droom vir jouself in hierdie? So ek hou van om te sê dis my doelwit, nie my droom nie, maar ek wil die wêreld se sterkste man raak en ek wil graag die Arnold Classic wen. Dis vir my die 2 groot goed wat ek wil tik. Hy mag dalk kleiner en ligter as sy opponente wees, maar een ding wat ons almal mee kan saamstem en goed weet, is dat 'n boerseun net anders gebou is. Reino Nel of altewel Rhino Nel, baie sterkte. Ons almal staan bankvas agter jou.